Getuienis is baie kragtig. Want deur jou getuienis word die naam van Jesus verheerlik en die duiwelse werke word verwoes. Ek wil kom getuig vandag, 'n jaar gelede, het ek en my familie uit Palaborwa verhuis na 'n ander dorp toe. En ons het vir 3 jaar in Palaborwa gebly en daar is een spesifieke tyd wat ek baie goed kan onthou. Ek het die oggend wakker geword en ek het in my hart gehoor dat ek vandag 'n dame gaan ontmoet met die naam van Tandi. En ek gaan vir haar sê dat Jesus baie lief is vir haar en dat die Here haar gebede verhoor of haar gebede hoor. Ek het die oggend het ek my kinders by die skool gaan aflaai. Ek het nie geweet hoe Tandi lyk, wie sy is, waar sy werk nie. Ek het net die leiding van die Heilige Gees vertrou. So het ek die kinders by die skool gaan aflaai en daarna het ek iets nodig gehad by die Spar in Palaborwa. Daar het ek gegaan en ek het my goedjies gaan koop. Maar toe ek daar instap, het ek vir die vrou by die til gevra of hier 'n Tandi werk. Sy het vir my gesê, "Jy doen." En ek het gesê, "Dankie Here, prys U naam." Hulle het vir my gesê, sy is buite, hulle gaan haar net geroep. Tandi het na my toe gekom en sy het vir my gevra, "Wie is ek?" En ek het vir haar gesê, my naam is Isabel, en ek het 'n boodskap vandag vir haar. Ek wil met haar deel dat Jesus baie lief is vir haar, en dat hy haar gebede hoor. En sy was so verbaas, sy kon nie glo wat sy hoor nie. En sy het vir my gesê, sy het dit so nodig. Ek het in verwondering gestaan vir wat die Here gedoen het daai dag. Dat die Heilige Gees jou lei, vir jou 'n naam gee, en dat ons in gehoorsaamheid moet stap, en dit gaan doen wat die Here van ons verwag. En nie te wonder waar gaan dit wees nie, maar slegs die Heilige Gees kan vertrou. So het ons hierdie afgelope van die 1 Mei tot gister, was ons bietjie terug Palaborwa toe, ons het gaan vakansie hou, bietjie daar vir 10 dae, by die Wildtuin, ons het langs die Wildtuin gaan kamp by Forever Resorts, en ons stap in hierdie 10 dae in die Spar in, en ek sien vir Tandi en sy sien vir my, en sy vra vir my, kan ek haar onthou? Ek sê baie goed, en ek sê vir haar, ja, ek het vir haar gesê dat Jesus baie lief is vir haar, en dat hy haar gebede hoor, en sy sê, wow, sy kan dit nog steeds nie vergeet nie, wat daai dag gebeur het nie, en sy het my gedruk, en ek staan in verwondering vir wat die Here doen, hoe belangrik dit is. Ons moet vir die Here vra, Here, gee ons die vrymoedigheid om U woord te spreek, gee ons die vrymoedigheid om vir mense te sê, hoe lief U hulle het. Daar is soveel mense daar buite wat in seer en pyn loop, en al wat hulle wil hoor, is liefde, vriendelikheid, dat Jesus hulle lief het. En net daar besef ek, wat se impak dit in haar lewe gedoen het, en op daai oomblik besef ek ook, wow, dit is wat Jesus besig is om te doen, en Jesus verwag van ons, en hy gee ons 'n vrye keuse, hy dwing niemand nie, maar hy gee ons 'n vrye keuse, om uit te gaan en vir mense te gaan vertel hoe lief hy hulle het. Daar was ook 'n ander keer nou in hierdie 10 dae, wat toe ons daar gebly het, was daar 'n sekere man wat die potholes toegegooi het met sand. En as ek altyd daar verby gery het ek altyd vir hom 'n koeldrank gekoop of 'n geldjie gegee. En hy het altyd die kar geken, hy het geweet spesifiek wat se kar ons ry. En toe ons nou in hierdie 10 dae op daai spesifieke pad ry, en hy sien die voertuig aankom, steek hy dadelik sy hand in die lug en hy wys na Jesus en hy skree, Jesus, Jesus, Jesus. En ek sê, wow, Jesus. Wat se impak maak Jesus? As ons hom toelaat, as ons lewe oorgee aan Jesus en sê, Here, hier's ek. Ek is niks en U is alles. Ons is slegs werktuie. Die Heilige Gees beweeg deur ons, want hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. En Jesus beweeg deur ons. En die Heilige Gees beweeg deur ons. En so elke keer as ons dit voel dalk vir ons as ons vir iemand sê, Jesus is lief vir jou, dit beteken dalk niks nie, of ons voel op daai oomblik, dit het niks gedoen nie. Maar wow, ek het in verwondering gestaan. Dit het baie gedoen in die geestesriem. Daar het baie dinge gebeur in die geestesriem. Net omdat ek gehoorsaam was om op te staan daai dag en net na die Heilige Gees te luister
en sommer by die spar in te stap en te vra as jy 'n tandie vandag. Wow, Jesus, ek staan in verwondering vir wat die Here besig is om te doen. Die salwing van die Heilige Gees is besig om te beweeg. Ek wou dit net kom deel het vandag. As jy 'n getuienis het vandag, maak nie saak hoe klein of hoe groot nie, dan bemoedig ek jou aan om die getuienis te deel aanlyn. Stuur dit op social media. Moenie skaam wees nie. Moenie bang wees nie. Jesus se naam word daardeur verheerlik. Jou getuienis kan iemand anders se lewe dalk red. Kan 'n verandering maak in iemand anders se lewe. Of maak net 'n video en sê Jesus is baie lief vir jou. Dit gaan 'n groot verandering maak in iemand se lewe. Die Here sal jou kragtig gebruik. Mag jy geseënd wees. Bye bye.